Vriende, ek het die groot voorreg om vanoggend vir die Denikkers en die Fuels, hulle babatjies aan die Here toe te wy en ek gaan hulle nou nooi om vorentoe te kom en hier by my te kom staan. Dit bly altyd vir my so groot voorreg en opwinding in my hart en ek weet ook in die ouers se hart. Dis nie baie lank terug nie, is dit so onder 2 jaar wat hierdie tweeetjies daar in die gange afgekom het. Tadadada. Ja. Baie mooi. Dit is Dionys en ons noem hom E.T. en hulle van is Fuel. Kom staan julle sommer hierdie kant asseblief, mamma. En hulle het klein Deandre saam. Ek moet vanmôre baie fokus. Jy moet baie genade met my hê want hier staan die Fuels, né? Hoe spel mens hom? P-F-H-E-L. P-F-I-H-L, Fuel. Of jy kan sê Pofule as jy wil. En hulle het vir klein Deandre gebring en aan hierdie kant is net Leandri, Nicholas. Kyk hoe kyk sy vir my. Nianke. Lianike en Lianke. So ver het ek goed gedoen. Vriende, dis eintlik 'n kosbare heilige oomblik en ek weet vir hierdie ouer pare wat ook hier voor my staan. In Deuteronomium 6 vers 5 en 7 dan sê leer die Here vir ons, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou al jou krag en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees en jy moet dit ook vir jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op die pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. En toe ek met hulle gepraat het, het ek dit met hulle gedeel, dat hulle as ouer pare vandag hierdie kindertjies hierdie belofte voor God en voor 'n gemeente kom aflê, dat ons vir hulle sal wys hoe Jesus lyk. Dat elke gawe, elke talent wat die Here in hulle hart ingesit het, dat julle dit sal ontwikkel vir sy koninkryk en vir sy heerlikheid. Sal julle kindertjies van Jesus vertel? Ek het vir hulle gesê en hulle weet dat ek's nou oupa, maar hierdie goedjies is sponse. En alles wat hulle hoor, neem hulle in. Jy weet nou moet sussie, hulle neem dit in. So mamma en pappa, hoe ons mekaar praat, hoe ons mekaar behandel, wat ons vir hulle leer hulle Jesus daardeur. En Christus het soveel van sy heerlikheid, alles van hom hierdie geskenk. Salomo het daaroor geskryf in Psalm 127. Kinders is 'n wonderlike geskenk van die Here. En julle het hierdie geskenk gekry. En julle lyk so pragtig en julle kindertjies lyk pragtig saam met julle. Maak hulle groot in die vrese van die Here, voed hulle op na sy weë, vertel vir hulle van Jesus. Soveel as wat julle kan in julle lewe. Ons gaan saam met hulle bid en ek is vandag baie dankbaar dat dit nie oor my gaan nie, maar oor wat Christus in hulle lewe doen. Hierdie geskenk is van God af en julle moet net hierdie geskenke ontwikkel en alles wat Christus in hulle lewe gedeponeer het vir sy heerlikheid. En kom saam met julle bid. Julle kan nou so 'n bietjie draai dat die mense sien hoe mooi is julle. Ladies first, is julle alright, E.T.? Ons gaan hier so begin met Nianke. Die mooiste prentjies, ek kyk hulle almal uit, pa. Vriende, dis ouers wat 'n belofte voor God kom aflê. Dis Christus wat die wonderlike werk in hulle lewe doen. En hulle kom sê vandag bring ons vir klein Nianke na Christus toe, dat hy haar sal toevou in sy liefde en alles wat in haar lewe hom verheerlik, dat Christus in haar lig en haar lewe sal skyn en dat ander dit kan sien. En kom ons bid saam. Vader, vanoggend kom wy ons vir Nianke aan U toe in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En Here, U kom in U heerlikheid en U kom salf vandag vir klein Nianke met die gawe van wie is. U heerlikheid, U liefde. Vader, ons bid oor haar gesondheid en vreugde en vrede. Mag U lig deur haar skyn, oral waar sy gaan, waar sy beweeg, dat Christus Jesus in haar lewe, in haar omgewing ervaar sal word.
Baie dankie dat U die ouers seën saam met hulle sussie, dat U vir sis seën saam met hulle, Here, dat U net in almal wat in hulle lewe te doen kry, dat hulle U vreugde in die heerlikheid ervaar. En ek bid dit in die naam van Jesus en ek dank U daarvoor. Amen. Kan ons al gou 'n bietjie leen? Nyanke? Ja, lag jy vir my. Hierso is klein Nyanke de Nekker. En mamma en pappa sê vandag, hulle gaan vir haar van Jesus vertel en hulle roep 'n hele gemeente saam om vir haar te wys hoe Jesus lyk. Sy's pragtig, né? Hierdie lyk dan nou almal soos daai ander familie. Nyanke de Nekker. En vir die gemeente hier agter, hier's Nyanke. Bly sommer net hier staan nog en as eers gegaan. Mag die Here julle baie ryklik seën. Het julle klaar gesien met hierdie pragtige geskenk. Die Andre. 'n Rooi koppie, waar kom dit vandaan? Waar kan? Is dit van haar kant van? Salomo sê, dis 'n geskenk van God. En ons het kinders het, hoef nie bang te wees nie. En ek het so daaroor gewonder, besef ek net die vreugde wat hulle bring, hierdie wat hulle ervaar en vir ons leer, I depend on you. Christus sê, so lyk my koninkryk. Kom ons bid saam vir klein Deandre. Vader, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, kom wy ons vandag vir klein Deandre aan U toe. Dankie dat ons vir die ouers kan bid, Here, wat die voorbeeld moet wees, wat Jesus se liefde vir hom moet wys. Vader, ek bid dat U vir hom sal seën, hy wat lig en krag en lewe in hulle huis bring, maar dat U in sy lewe ook, dit wat U gedeponeer het, wat alles wat mooi is, wat lieflik is, wat loflik is, Here, dat hulle dit sal ontgin en ontwikkel vir U koninkryk en vir U naam. Baie dankie dat U hulle ryklik seën, is my gebed in Jesus naam. Amen. Deandre? Kan ek het ek kom. Hoe is hierdie nekkie al styf? Ons gaan met jou hierdie kant van die gang afstap. Hierso is klein Deandre Pufule. Fiel. Sê dit mooi. Daar is ander ouma en oupa. Ouma en oupa? Sien die rooi hare is van die kant van die familie. Tannie? Ek dink as ons weer net een lesie kan leer vanoggend, I depend on you. Nie hy of daardie pragtige dogtertjie kan iets doen as iemand hulle nie help nie, kan ek op daardie plek wees met Christus, wat ek totaal en al my afhanklikheid van hom besef en bely. Mag die Here julle baie ryklik seën. En daar is klein Deandre. Maar Rassie is oor na jou toe. Het jy hom? Ja. Hou mooi vas. Goeiemôre. Dit is 'n groot voorreg om vanoggend so saam te kan wees hierso en ek is bly dat elkeen van julle gekies het om te kom vanoggend, want dit was maar cool toe ek en Emma vanoggend vroeg daar uit die huis uit is. So ek is baie bly dat jy vanoggend gekom het. Maar ek gaan laat ons net bid en dat ons die diens begin en net die Heilige Gees nooi om vanoggend hier saam met ons teenwoordig te wees. Vader, dankie vir hierdie groot voorreg dat ons het vanoggend om stil te kan raak en by U voete te kan kom sit. Vader, ek wil vra dat U regtig teenwoordig sal wees met die Gees vanoggend, waar ons oor iets gaan praat wat op elke liewe een van ons op toepassing is, Vader, en hoe U my al so baie hiermee gepraat het, Vader. Dankie vir wie U is. Dankie dat U hier is vanoggend. Ons loof en ons prys. In U groot naam. Amen. Soos julle nou al weet en hier so 'n bietjie met julle gesels, gaan ons vanoggend oor iets praat wat op elke liewe een van ons van toepassing is. En ek moet my tyd mooi dophou. So ek gaan maar net my armhorlosie afhaal, want anders dan mag ek dalk net weer oor my tyd hardloop. En dan is ek bekend as 'n lang prediker en dit moet ook nie gebeur nie.
So ek weet nie van jou nie, maar ek het al agtergekom in die lewe en in die kort 31 jaar wat ek al gehad het hierso op die aarde, het ek agtergekom dat van die grootste stres en ongemak in my lewe kom nie noodwendig altyd van probleme wat ek het in my lewe nie, maar dit kom eintlik bietjie meer oor keuses wat ek moet maak. Tye in my lewe waar ek groot keuses moes gemaak het wat die res van my lewe gaan beïnvloed. En ek weet nie of jy al dalk ook op daai plek was waar jy dit herken dat dit dieselfde vir jou is, dat daai oomblik wanneer jy die keuse moet maak, dan voel dit soos hierdie groot oomblik, want jy weet dit kan die res van jou lewe bepaal. Nou ek doen partykeer goed snaaks, ek sukkel om selfs partykeer net vir my tekkies te koop. Ek sal daaroor dink en ek Google en ek vergelyk en Marigen weet al, as ek op my foon is, dan weet sy ek probeer uitfigure, ek moet 'n keuse maak, ek moet iets kies. En baie van ons kom in daai situasie waar ons moet 'n besluit neem van hoorie maar gaan ek 'n ander werk aanvaar? Gaan ek aan my werk verander? Moet ek hier bly of moet ek gaan? Moet ek my verhouding wat skade gelei het herstel? Moet ek daai verhouding stop? Moet ek die deur toemaak? Moet ek hierdie geleentheid wat voor my lê, hierdie kans, moet ek dit waag? Of moet ek liewers net eers bly waar ek is? Moet ek wag? En wat dit erger eintlik maak is, ek dink ons almal is bang vir presies dieselfde ding. En dis daai punt wat ons bykom waar ons vir onsself sê, hoorie maar van, ja, wat as ek verkeerde besluit neem? Wat as ek die besluit maak en dis verkeerde besluit? Wat doen ek dan? Want niemand wil een verkeerde draai maak en dan vir jare daarna die prys daarvan betaal nie. Want party besluite wat ons neem het 'n groot impak wat tyd gaan vat en wat jare kan neem om dan op die ou end uit te speel. Ek meen, ek was al soveel kere in my lewe op 'n plek waar ek vir die Here vra, Here asseblief, ek bid oor iets, ek vra om verleiding, dan sê ek soos Here, soos stuur my net 'n WhatsApp of stuur my 'n e-pos met 'n opgesomde stap 1, stap 2, stap 3, gee my 'n hoorbare stem uit die hemel uit dat ek kan weet wat ek moet doen, maar soos wat jy weet, gebeur dit nie so nie. En ons elkeen is in daai ongemaklike posisie van, ons weet daar's 'n keuse wat gemaak moet word, ons wil die regte besluit neem, ons wil in God se wil wees, maar wat doen ons? Hoe maak ons op die einde besluit? So daai vraag wat ek dan op die einde vir myself vra is, hoe weet ek wat om te doen wanneer God nie so duidelik met my praat soos wat ek graag wil nie? En dis 'n baie groot onderwerp. Ek is nie vanoggend hier om vir jou te sê wat se besluit jy moet maak nie. Ons is vanoggend hier om te gaan kyk en te gaan sit uit praktiese goed wat uit die woord uit vir ons kan help om juist te sien hoe God ons lei na 'n besluit toe en wat se besluit ons op die ou eind kan maak. Ek meen, God se pad vir ons is nie altyd dat hy dit vir ons fluister of dat dit 'n stem uit die hemel uit is nie. Partykeer is dit net wysheid wat op aarde hier onder mekaar met ons gedeel word. Sy pad is nie altyd vir ons 'n oop deur van seëning nie. Dis partykeer 'n geslote deur van beskerming juis vir jou. Dis nie altyd 'n diep geestelike roeping nie. Dit kan ook net 'n praktiese alledaagse keuse wees wat jy moet maak. So ons gaan 'n bietjie gepraat oor hoe weet ek wat om te doen. En ons gaan kyk na praktiese voorbeelde uit iemand se lewe uit wat ons 'n bietjie meer kan leer oor hoe God ons lei. En daai persoon se naam is Paulus. Die Here het vir Paulus partykeer op vreemde maniere gelei. Op maniere wat ons na dit sal kyk en vir ons self vra, soos Paulus, hoe doen jy dit? Ek meen, ons het by Harmonie Gemeente die laaste tyd het ons gepraat oor geesvervulde lewens. Ons het gepraat oor die rol van die Heilige Gees in ons lewens. Ons het gepraat van dat ons sal krag ontvang as God se Gees oor ons kom. En Paulus is definitief een van die mees geesvervuldste mense in die Bybel, as jy so iets kry. God het hom verander van iemand wat 'n Christenmoordenaar was, wat Christene vervolg het en doodgemaak het, en hy het hom verander na 'n radikale apostel van Jesus. Iemand wat wonderwerke gedoen het. Iemand wat mense uit die dood uit opgewek het. Iemand wat besoek was deur engele. Iemand wat gepreek het reg oor die Romeinse ryk. Iemand wat kerke geplant het in Asië. En hy gaan en hy skryf 13 van die 27 boeke van die Nuwe Testament. Ek sal sê,
Hy was vervul met die gees van God. En God se gees het hom gelei. So, Paulus het bonatuurlike wonders van God in sy alledaagse lewe beleef. Hy het dit persoonlik beleef. Maar wat ons vandag moet hoor en ook besef, wat vir my so uitgestaan het terwyl ek met hierdie besig was, is dat God het vir Paulus meeste van die tyd eintlik op doodgewone maniere gelei. Maniere hoe ons daarna sal kyk en dink, soos hoorie, maar ek het so klein bietjie ietsie anders verwag hier op Paulus. Hy het hom gelei soos dit moontlik is vir hom om vir my en jou op alledaagse maniere ook te lei. As ons na sy lewe gaan kyk, wanneer Paulus gewag het op God vir leiding en vir raad, soos wat ek en jy ook doen en ons die Here vertrou, het God opgedaag op maniere in Paulus se lewe waarmee ons regtig kan identifiseer. Maar ons sien dit nie altyd in die begin uit raak nie. Ons lees partykeer so vinnig oor die gedeeltes dat ons nie bietjie gaan sit en gaan kyk en sê, hoorie, maar hoe het hierdie nou eintlik gebeur en wat is die impak hiervan en wat kan ek hiervan leer nie? En dis hoekom ek sommer net vanoggend regtig opgewonde is om dit met jou te deel en dat ons kan sien dat God het opgedaag op maniere wat ons mee kan identifiseer, want God het vir Paulus gelei en so kan hy ons ook lei. Soms is dit laat hy ons lei met 'n oop deur, 'n geleentheid wat daar vir jou staan. Soms is sy leiding 'n toedeur, iets wat toe is. Soms is Paulus se planne wat hy gemaak het, was dit vol frustrasie en die goed het nie uitgewerk nie. En soms was dit net alledaagse keuses wat Paulus moes gemaak het. En dis juis presies vanoggend waarna ons gaan kyk na daai 4 goed wat God vir Paulus gedoen het. Hoe hy vir hom deure oopgemaak het. Hoe hy deure vir hom toegemaak het. Hoe planne vol van frustrasie was vir hom en hoe hy ook net alledaagse keuses moes gemaak het. Nou ek wil jou uitnooi om mooi te luister vanoggend. Val as jy dalk op jou lewe, as jy op 'n plek is waar jy 'n groot besluit moet maak of as jy rigting soek of as jy leiding nodig het. Dalk praat die Here vanoggend deur sy gees met jou om jou te help om in 'n rigting in te beweeg, net soos wat hy vir Paulus gelei het. Ek het genoem dat partykeer het God vir Paulus 'n deur oopgemaak. Waar dit so eenvoudig was dat die plan voor hom gelê het. Tydens Paulus se 3de sendingsreis skryf hy die volgende. 1 Korintiërs 16 vers 8 staan daar: Ek sal egter tot Pinkster in Efese bly. Dan moet ons nou vir onsself vir mekaar vra, okay Paulus, wat is jou plan? Hoekom gaan jy in Efese bly? Daar staan, want hier staan 'n groot en belangrike deur vir my oop. Dis goeie nuus, daar sê hy dit vir ons, daar's 'n deur oop vir hom, hier's 'n geleentheid, hy gaan langer bly, God het vir hom 'n deur oopgemaak. Maar dan kom die slegte nuus gedeelte, maar hier is ook baie teestanders. So, uit die teks uit wat ons nou net gelees het, hoekom het Paulus besluit om in Efese te bly? Het God vir hom 'n bonatuurlike droom gestuur? Het God met hom hard uit die hemel uit gepraat en vir hom gesê, Paulus, bly in Efese? Het hy vir hom 'n profetiese woord gegee? Hy het nie vir hom 'n engel gestuur nie. Dit was 'n duidelike oop deur geleentheid. Daar was 'n bedieningsgeleentheid vir hom in Efese en God het vir hom die deur oopgemaak. En Paulus het dit raak gesien. En ek meen, ons het baie keer ons eie ervaring ook van hierdie in ons lewens. Jy het dalk nie eers gesoek vir 'n werk nie. En iemand kom na jou toe en sê, hoor jy, ek het gehoor van hierdie geleentheid, ek dink dit sou jou perfek pas. Praat met hierdie mense. En jy kry jou droomwerk. Dit werk uit sonder dat jy eintlik daarvoor gevra het. Jy sit dalk hier en jy dien, jy voel in jou hart hoor, maar ek voel die Heilige Gees sê vir my, ek moet meer dien en ek moet meer betrokke wees in my gemeenskap van die heiliges, ek moet meer dien in die kerk en iemand vra, hoorie, maar ons het hulp nodig by hardloop en jy voel, wow, ek het vir die Here gevra dat ek wil dien en ek wil diensbaar wees en daar vra iemand vir 'n vrywilliger direk daarna en God maak vir jou 'n deur oop. Jy vertrou die Here vir iets en soms vertrou ons om vir goed wat ons vir niemand anders sê nie. Goed wat jy daar diep in jou hart bære, wat dit tussen jou en die Here is en sonder om daar met enigiemand te praat, kom dit oor jou pad en dis vir jou 'n oop deur. En jy besef, die Here het vir my 'n deur oopgemaak. Dis nie iets wat ek forceer het nie.
Dis God wat die deur oopgemaak het. Dit was nie random of toevallig nie, dis 'n God gegewe oop deur. Maar dan is dit ook baie belangrik om te besef, want ek sukkel partykeer in daai situasie, as ons so na die vers ook gaan kyk, is dat nie net omdat dit 'n wonderlike geleentheid is, beteken dit dat ja, God het vir jou die deur oopgemaak en die geleentheid is daar, maar dit beteken nie dit gaan maklik wees nie. Baie keer is dit so dat ons dink, as ons het 'n verhouding met die Here en ons stap die pad saam met hom, en as hy vir ons 'n geleentheid oor ons pad stuur, dat dit ons net gaan uitwerk. En die stukke gaan so een na die ander in mekaar val en ons gaan glad nie teestand ondervind nie. Paulus het dit self vir ons uitgewys in dit ook wat hy geskryf het. God het die oop deur gegee, maar daar was mense wat teen hom gewerk het, daar was teenstanders, sê die woord. Nou wat ek ook geleer het, hierdie beginsel uit van hoe God werk in ons lewe met sy leiding en met sy rigting, is dat 'n oop deur waarborg nie vir ons smooth sailing nie. 'n Oop deur is nie 'n waarborg dat dit gaan maklik wees, of dat dit eers met ons gaan goed gaan nie. God gee vir ons die geleentheid om 'n verskil te maak. Sorry, ek het my plek verloor. God gee vir ons die geleentheid om 'n verskil te maak. Hy gee vir ons die geleentheid om sy naam te verheerlik. Om iets te doen van ewigheidswaarde. Maar die vyand sal nooit gemaklik daarmee wees nie. Hy gaan nie 'n fan wees daarvan nie. Lig sal altyd teenoor duisternis staan. Toe ek en Nico hieroor gesels voor die tyd, en so hierdie idee, net so 'n bietjie idees uitruil, besef ons ook net in ons altyd se lewens het ons al agtergekom dat hoe groter die geleentheid wat God op jou pad stuur, hoe groter kan jy die teestand ook verwag. Want as God van jou iets groots vra, beteken dit gaan 'n aanwins wees vir sy koninkryk. En dat jy gaan teestand van die vyand kry daaroor. En dis op 'n plek waar ons partykeer baie verward raak, is dat ons kry 'n oop deur, ons weet dis die Here, maar dan ons gaan deur, en dan net wanneer ons teen die ander kant van die situasie is, dan vind ons teenkanting. Dan is daar iemand teen ons. Dan kry ons die wind van voor en alles loop verkeerd, en dan dink jy oor maar hierdie kon nie die wil van die Here gewees het nie. Iets wat baie belangrik is wat jy moet onthou, is dat die duiwel mors nie sy tyd om te veg teen iets wat hom nie bedreig nie. Ek wil hê jy moet dit besef dat die duiwel gaan nie sy tyd mors om iets te veg wat hom nie bedreig nie. So as jy oppositie of teenkanting kry, beteken dit nie noodwendig dat jy buite die wil van God is nie. In sekere gevalle is dit juis vir ons 'n bevestiging dat dit is presies die plek waar ons moet wees, want ons kan 'n impak maak vir God se koninkryk, en dat ons moet doen wat hy van ons gevra het. Want die vyand hou nie daarvan nie. So as ons gaan kyk en ons vra vir mekaar, hoorie, maar hoe lei God ons? Dan kan dit wees soos 'n eenvoudige ding, soos 'n oop deur. Dit kom oor jou pad, dit werk net reg uit. Daar's tye in die Bybel wanneer God skrif teen 'n muur gesit het, of wat hy op 'n bonatuurlike manier opgetree het, of hy het 'n engel met 'n boodskap gestuur. Maar partykeer is dit so eenvoudig soos 'n deur wat voor jou oopgaan. Soos Paulus daar geskryf het, hier staan 'n groot en duidelike deur vir my oop, en hy kan deurgaan. Maar as God vir ons deure oopmaak, dan kan hy ook vir ons deure toemaak. En dit is die tweede geleentheid, of die onderwerp wat ek vanoggend met jou wil deel, is 'n manier hoe God ons lei. Want Handelinge 16 verder wys vir ons ook dat God deure toegemaak het, en ons vind 'n baie duidelike voorbeeld daarvan in Handelinge vers 6. Daar staan hulle, dis Paulus en Silas, en ek mag nie weer hulle preek nie. Hulle sê hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis. Omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Nou, ons het geen idee wat die verhindering werklik was nie. Dit kan dalk iets fisies gewees het, dit kon dalk wees dat hulle letterlik nie in die land kon ingaan nie, die pad was dalk toe, daar was dalk te veel slaggate, die pad het dalk toegeval na al die reën in die area, of iemand was siek, maar wat ook al het ook al was, daar was iets wat hulle verhoed het. En hulle het in daai oomblik besef, hoorie, maar dit is die Gees van God wat nie wil hê dat ons moet voortgaan om hierdie te doen nie.
Kyk na die volgende vers. Dit sê vers 7 sê toe hulle by die grens van Missia kom, het hulle na Betinia probeer gaan, maar die gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Dis interessant, dis vir my eintlik nogal bietjie verbaas as ek mooi daarna gaan kyk, want waarmee was hulle besig? Was hulle op 'n seilstrip? Moes hulle gaan geld invorder? Moes hulle iets gaan bemark? Wou hulle net vir mense gaan kuier het? Hulle doel was om die boodskap, die verlossende boodskap van Jesus te gaan uitdra vir 'n wêreld wat dit net so nodig het. Hulle was nie op 'n reis vir selfsugtige redes of sightseeing of hulle wou iets gaan doen het nie. Hulle was op pad om die evangelie te gaan verkondig en die Gees sê vir hulle 2 keer nee. Hulle motief was rein. Dit wat hulle wou doen was rein, maar in hulle opinie was hulle in die wil van God besig. Hulle was besig met sy koninkryk se werk. Maar tog kom God en hy maak die deur toe. Dit wys vir ons een ding baie, baie duidelik. Dat God se nee is ook soms 'n duidelike en 'n spesifieke rigting vir ons. En dit kan ook vir jou, want dit is definitief vir my 'n gerusstelling wees dat wanneer God 'n deur toemaak, is daar 'n rede daarvoor. Ek sou toe ek 'n paar jaar terug nie altyd daarmee saamgestem ek nie, maar ek is partykeer klein bietjie dom en hardkoppig. Beweeg partykeer te vinnig, praat partykeer te vinnig. Ek wil so graag iets hê en ek glo my begeertes is reg en ek is in die wil van die Here. Dit is wel nie altyd so nie. Soms is my motiewe rein, maar ander kere is dit bietjie meer die vlees wat uitkom wanneer iets dalk terwyl ek bestuur voor my in die pad gebeur. En ek besef daai persoon het nie gedink nie. En die woord sê gee aan elkeen wat hulle toekom. En ek dink ek wil baie graag vir jou iets gee. Dis nie 'n high five nie, maar jy gaan dit nie verwag nie, dit gaan net vinnig wees. Ja. Omdat ons op 'n sekere manier voel, of omdat ons dink dis reg, is dit nie noodwendig wat God se wil en se plan vir ons lewens is nie. En dit is moeilik om partykeer dit 'n vrede daarmee te maak. Maar wat ons ook moet besef, dat dit is eintlik amazing, want God beskerm myself dikwels van myself. Ons is nou die aand by die waterfront. Ek dink ons vir Rita se verjaarsdag. En ons loop daar rond en meeste van julle ken my nou al teen die tyd, maar ek het vir 'n ruk oor see gewerk en ek het op seilbote gewerk. En die waterfront is vol van hulle. En ek loop daar rond en ek kry 'n gevoel in my hart, 'n verlange, wat ek verlang na dit wat ek gehad het en dit wat dit behels het. Maar toe besef ek net weer dat God se nee het my beskerm van iets wat oor my pad sou gekom het. God se nee het die rigting van my lewe verander om my totaal en al op 'n ander plek te kry in sy wil. Alhoewel dit op daai oomblik nie vir ons sin maak nie, al is dit seer, is dit nie lekker nie, beskerm God se nee ons so dikwels. Waar ek nou meer op 'n plek is waar my hart dit eintlik net bid en net vir die Vader vra, sê Here, dankie dat U my so liefhet. Dankie dat U my van myself beskerm. Want soos tyd partykeer verbygaan, dink ons terug en ons kyk terug wie ons was en ons dink, genade, jy het gedink jy weet als. Dan dank ons die Vader vir sy Heilige Gees wat ons verander en wat ons vorm om meer en meer soos hom te word, maar ook om te verander en te groei. Nou dis nooit lekker om 'n nee te hoor nie. Want dit is nie wat jy wil hê nie. Maar ons dien 'n liefdevolle Vader wat net vir ons die beste wil hê. Net soos 'n pa vir sy eie kind, ek kan nie altyd vir Emma gee wat sy wil hê nie. Sy wil die suigstokkie hê. Dan sê ek vir haar, sussie, jy kan nie, dis te vroeg. Maar ek wil. Dit is al van so kleins af, is dit in ons. Ons wil. Maar God beskerm ons. Daar's nog 'n lang pad vir my en vir hom te leer hoe daai werk. Hoe om die nee te gee, hoe die nee moet geprosesseer word. My koring staan grasgroen, veral met Erik wat op pad is. Dit is nie lekker om nee te hoor nie. Maar soms sê God vir ons nee. Ek meen, dis in my lewe is daar soveel voorbeelde van toe God vir my nee gesê het.
En ek werk soms anders as wat ek nou gesê het. Ek hardloop partykeer bietjies te vinnig en met die gedagte dat ja, dat die Here is by my en hy saam met my, maar Here, U moet bybly en ek hardloop en ek gaan in 'n rigting in en ek probeer goed op my eie doen, maar dan gebeur al goed in my lewe wat my by 'n plek bring wat vir my sê, Erastus, stop. Wag, nee. Wag. Ek het so gebid op 'n antwoord of ek moet ophou seil na die lewensgevaarlike situasies waarin ek was en wat ek deurgegaan het en God kom en hy gebruik goed in my lewe om verkeerde deure toe te maak, om my by die regte plek uit te bring en my op die regte plek te kry. En daai proses is nie lekker nie, om daai deur te gaan dit is nie lekker nie. Want ons hou daarvan om vooruit te dink en te beplan en ons weet hoe die stappe wil lyk en ons het 'n 5-jaar plan en ons het hoe die volgende kwartaal gaan lyk en ons het to-do lysies en al die tipe van goed, maar baie keer kom die Here en hy sê net, wow, wag, stop. Wag net hier. Dan dadelik is ons in 'n ongemaklike situasie want ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons is terug by Paulus, onthou, dis God wat vir Paulus gelei en dis waarna ons kyk. Soos die Here vir Paulus gelei het, so kan hy ons ook lei. So soms is dit bonatuurlike visioene, engele. Hy het hom op amazing maniere gelei, maar soms is dit eenvoudig, soos 'n oop deur of selfs 'n toe deur. En dan nog 'n voorbeeld uit sy lewe. Soms is dit met planne wat gemaak is, maar is vol frustrasie. Ek dink jy gaan dalk hierheen vinnig herken. Jy's dalk nou daar in jou lewe en jy het dit dalk ervaar onlangs. Jy het gedink is God se plan vir jou lewe. Dis presies hoe jy dit in jou kop uitgewerk het. Hierdie jou werk, daai verhouding, daai kontrak waarvoor jy gewag het, hierdie rigting waartoe jy in wil beweeg het en op die ou end het dit nie so uitgewerk nie. Die deur het toegeklap, die plan is gekanselleer, hoewel jy so seker was en jy wonder, maar het ek iets gemis? Het ek dan nou die Here se stem verkeerd verstaan? Is God kwaad vir my dat hy dit nie vir my wil gee nie? Het ek dalk iets verkeerd gedoen? Is daar sonde in my lewe wat dit verhoed vir God om my te seën? En ek wil hê, dis baie belangrik dat ons dit moet hoor, is dat God se nee is nie noodwendige verwerping van jou plan nie. Maar dis juist sy beskerming van jou toekoms en dit wat hy vir jou beplan. Ek meen, ons ken die welbekende skrif wat ons almal gebruik en wat jy al 'n koffiebeker van gekry het, dit in jou kantoor staan iewers van Jeremia 29 vers 11 wat sê, die Here beloof vir ons dat sy planne wat hy vir ons het, is planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. Dat hy vir ons goeie goed in gedagte het. Miskien het God juist daai redirection van jou pad waar jy jou in 'n ander rigting instuur gebruik om jou in 'n beter rigting in te stuur waar hy jou graag wil hê. En ek kan jou vandag waarborg dat die beste plek om te wees is in die wil van die Here. En partykeer is dit nie eintlik wat ons wil hê nie, maar ons moet gehoorsaam wees. Ek meen, dit kan baie eenvoudig wees. Dit is planne van frustrasie. Nou, Fransjo daar agter die rekenaar sal hierdie storie vinnig herken. So ek het ook 'n golfie gery, City Golf. En ek het eendag, was ek saam met van my vriende gewees, dit was na skool, in my gap year, toe ek op die melkplaas gewerk het, en ons was besig om te kuier, en ons was op pad na my vriende se huis toe, om hulle op te gaan tel en verder te kuier. Nou as ek sê kuier, dan is dit wat jy dink ek gedoen het, hoe ons gekuier het, en iets het net ewe skielik snaaks gebeur met my kar. Ek ry op 'n afdraande af en ewe skielik daar gaan staan my golfie. Nou sê ek soos, wel, dis 'n golfie, so meeste van die goed kan mens alleen doen, en ek is so, sorry, wat gaan aan? En ek maak oop en ek kyk en ek sê, sorry, ek gaan nie nou iets hier aan kan doen nie. En maak toe, ek los die golfie daar langs die kant van die pad, en iemand anders kom tel ons op, wat nie gekuier het nie, en die res van die middag gaan verder. God het my moontlik beskerm van iets baie erger wat kon gebeur het. Want toe ek die volgende dag by my kar kom, start ek my kar daar werk 100%. Toe vir daai klein oomblik het my petrolpompie ophou werk, sodat my kar nie kon ry nie, maar God maak my plan, terwyl ek besig was met iets wat nie sy naam verheerlik nie, en hy kom beskerm my nog steeds, vir iets wat moontlik erger kon gebeur het. As daar nie vir ons 'n amazing voorbeeld van God se liefde en sy genade en sy ontferming oor ons is nie, dat dit ons moet moed gee en bly maak dalk, selfs al is ons besig met verkeerde ding, is hy nog steeds so lief vir ons dat hy ons sal beskerm.
Soms frustreer God ons planne en dit klink soos kerkwoorde of heilige sinnetjies wat ons rondgooi om mekaar valse hoop te gee, maar dit is presies hoe dit lyk as 'n volgeling van Christus as dit in ons lewe gebeur. Van mense wat deur die Gees gelei word, dat God frustreer partykeer so 'n bietjie ons planne. Want hy het iets beter vir ons in stoor. Hy het iets beter vir ons. Kom ons leer dit weer by Paulus, wat as ons hom gaan dophou deur sy lewe, dan sal ons twee definitiewe goed raak sien. Hy is nie altyd seker nie, en vir een of ander rede is hy nie senuweeagtig nie. Ek meen, met dit alles wat gebeur het, sou ek taamlik senuweeagtig gewees het. En jy gaan dit oor en oor sien, in elke situasie is hy nie seker oor wat volgende moet gaan gebeur nie. Maar dan ook in dieselfde asem, dan stres hy homself ook nie mors dood daaroor nie. Maar ons op die ander kant is natuurlik experts daarin, 'n paar stresprinsesse, dat ons raak so opgevang in die situasie waar ons is en die stres van dit wat ons het, dat ons kan nie meer helder dink nie. So Paulus gee vir ons die voorbeeld, ja, hy is onseker, maar hy is nie opgestres nie. Kyk wat sê 1 Korintiërs 16, dit sê, vers 5 sê, en ek sal na julle toe kom nadat ek deur Macedonië gereis het. Want ek gaan deur Macedonië. By julle sal ek moontlik oorbly, so hy is nie seker nie, gaan moontlik by hulle oorbly, ek weet nie hoe lank nie, of selfs die winter deurbring. Dan kan julle my voorthelp op my verdere reis. Hoor jy, hy het geen idee nie, waarheen ook al dit mag wees. Hy weet nie hoe die plan lyk nie, hy weet nie hoe sy 5 jaar plan lyk nie. Ek wil nie net by julle ek wil julle nie nou net in die verbygang besoek nie, maar ek hoop om 'n tydjie by julle deur te bring as die Here dit toelaat. So, ons sien dat hy is onseker, maar ons besef ook dat hy nie senuweeagtig is nie. Hy eindig sy hele sin, sy stukkie in die brief hulle en hy sê vir hulle, hoor hierso, as die Here dit toelaat. Ek meen, hoe kan hy dit sê? Want hy is dieselfde Paulus wat geskryf het in 2 Korintiërs 5 vers 7 wat sê, want ons wandel nie deur dit wat ons sien nie, maar deur ons geloof. Dit sê, want ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie. Dieselfde ou kan dit sê. Ons vertrou die Here. Paulus vertrou die Here. Sy geloof en sy vertroue in God is genoeg om te sê, Vader, ek hoef nie te weet nie. Ek hoef nie alles te weet nie, ek vertrou U. Ek hoef nie die antwoord te hê nie, ek vertrou U. Ek hoef nie heeltemal uitgesort te wees nie, ek vertrou U. U sal my voetstappe vir my wys. U is God. Hy het nie absolute sekerheid nodig gehad om absolute vertroue in God te sit nie. Ek meen, ons het nou gesing, because He lives, I can face tomorrow. Maar hoekom vergeet ons dit dan wanneer ons in 'n moeilike situasie is of in 'n uitdagende situasie is, dat ons hier en ons, ja Here, omdat U leef, sien ek kans vir môre. En dan gebeur môre en dan sê jy weer op 'n plek van, ek as Eraste self kan dit nie doen nie. Maar ons vergeet dit, dat God is by jou, dat hy is saam met ons. Hy het nie sekerheid nodig gehad om met absolute vertroue in God te leef nie. En ek dink dis juis wat iemand dalk vanoggend juis moet hoor en wat ek myself van moet herinner, van ons hoef nie die volgende 5 tree te weet waartoe God ons lei om op hom te vertrou nie. Ek meen, soos ek ouer word en meer van myself leer ken en begin let hoe stres en spanning myself beïnvloed en my lewe beheer en wat ons dan ook die ouend doen om te cope daarmee, dan besef ek daar's 'n verskillende hoeveelheid van goed wat mense en wat ek in kluis al gedoen het, maar elkeen speel op die ouend dieselfde rol. Ek meen, of het, soos ek was destyds wat gerook het, of as ek 'n vape, of as ons nie kan ophou scroll op ons foon nie, of as ons heeltyd moet ietsie aan hê om te kyk, of as ons heeltyd musiek moet luister, ons het heeltyd iets aan, of jy nou draf, en of jy nou gym, of jy nou iets doen, dit hoef nie noodwendig sleg te wees nie, ons almal doen iets om daai ongemaklikheid van die realiteit van die situasie te versag. En daai realiteit is dat ons weet nie presies hoe môre lyk nie. Dit alles speel dieselfde rol om daai gevoel by ons weg te vat. So baie van ons en ek ook kan, Here, wys my die pad. Wys my net waar gaan ek opeindig. Wys my hoe gaan dit lyk, dan sê ek jy of nee. Wys my net hoe die pad lyk. Trek die gordyn vir my oop. Gee my 'n oomblik.
Ons soek die hele prentjie. Maar ek dink ook, as ons regtig die hele prentjie kan sien, sal jy regtig voortgaan daarmee? Ja, ek dink 100% ons almal sal saamstem dat wanneer God vir ons die hele padkaart gaan wys, dan gaan ons nie altyd saamstem nie. Ons gaan nie inkoop daarbey nie. As die Here vir my moes gewys het dat ek sou 600 km van land af van 'n boot afval, op 'n ander geleentheid teen 'n vragskip vasseil, op 'n ander geleentheid vasgehou word deur 6 dae deur die Indiese regering, deur storms gaan, dan sou ek nooit begin seil het nie. Maar dan sou ek uitgemis het op 'n eerstehandse ervaring van God se genade en sy krag en sy heerlikheid. Dan sou ek nooit hier gewees het nie. Dan sou ek nooit my vrou ontmoet het nie. Dan sou Emma nooit hier gewees het nie. Dan sou ek heel moontlik dalk nie meer hier gewees het nie of heeltemal op 'n ander plek in my lewe gewees het buite God se wil. Maar wat doen God? Hy gee vir ons wat ons nodig het vir die volgende tree. Vir daai volgende stap wat ons kan vat voor ons. Ek meen die skrif sê in Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Sy woord is 'n lamp vir my voet en nie 'n spotlight vir die hele pad vorentoe of 'n kaart waar ek gaan opeindig nie. So as ons vir mekaar vra, hoe lei die Here ons? Partykeer is dit 'n ongelooflike geleentheid, 'n oop deur wat hier voor jou lê, wat mooi, wat net oopmaak voor jou en jy kan daardeur gaan. Al is dit nie altyd maklik nie, al is daar teenkanting, die Here maak vir jou deur oop. Of dit kan 'n geslote deur wees. Jy kom by 'n plek en is toe en jy moet jou rigting verander en jy moet in 'n ander rigting beweeg. En partykeer is dit sommer net planne wat vol frustrasies is, goed wat nie uitwerk nie, goed wat vashak, goed wat nie lekker is nie. En dan soms is dit net alledaagse keuses. Gewone keuses wat ons moet maak. Dag tot dag. Besluite wat geneem moet word. Die Here laat ons toe om te kies. Ons het vrye wil. Daar's nie 'n engel nie. Daar's partykeer geen skrif. Daar's partykeer geen profetiese woord, geen teken of wondertekens wat daarmee saamkom nie. Dis 'n eenvoudige alledaagse keuse. Kyk hoe het Paulus van een plek na 'n ander beweeg, en daar's actually baie voorbeelde wat ek met jou wil deel, en Titus 3 vers 12 sê, want ek het besluit om die winter daaroor te bly. Nie van God het vir my gesê ek moet die winter daaroor bly, of die Gees het gesê nie. God se woord sê, die woord sê, wat Paulus het gesê, dat hy het besluit om daaroor te bly. 1 Tessalonisense 3 vers 1, toe ons nie langer kon uithou nie, het ons besluit om alleen in Athene agter te bly. Handelinge 15 vers 36, laat ons teruggaan, om te sien hoe dit met hulle gaan. Hulle het self besluit. Paulus maak besluite by homself. Maar hoe werk dit dan? Wat ons ook moet besef is, God is soewerein. God is in beheer. Hy is die opperhoof van hierdie wêreld. Die afgelope paar weke het ons geleer hierso by Harmonie dat en deur ons hele Pinksterreeks dat ons word gelei deur die inwonende Gees van God in ons lewens. Ons is onder sy gesag, as ons 'n verhouding met hom het en ons leef saam met hom, dan het ons sy Gees om ons te lei waartoe om te gaan. As jy leef met die Gees van God in jou lewe, dan is jy lief vir God en ons is lief vir mense. Ons leef onder sy heerskappy, sy koninkryk, soos Jesus, onder die invloed van sy Gees. En dan gebeur dit, want sy Gees is mos in ons, so ons kan partykeer die pad kies. Ons kan partykeer 'n keuse maak. Watter werk dit is, watter dorp dit is, watter huis jy vat, wat ook al dit is, as ons regtig Gees vervuld is met die Gees van God, dan kan ons daai keuse maak. Want ons is in elk geval onder die invloed en die leiding van die Heilige Gees, maar dan is dit van kardinale belang dat jy is. Want alles wat ek doen, doen ek vir die eer en heerlikheid van God. Of ek nou links gaan, en of ek nou opstaan, of ek nou regs gaan, en of ek nou sit, dit alles doen ons tot eer van die Here. Hy rig my voetstappe. Maar dan kom al 'n groot ding wat ons vir mekaar in die begin gevra het, en ek gaan daarmee afsluit, is wat gebeur as ek verkeerd kies? As daar nie 'n oop deur was, as jy op 'n situasie was waar jy alledaagse keuse moet maak en jy gaan en jy kies verkeerd. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 11 wat ek vir jou in Engels wil lees. Hy sê, we have received an inheritance from God. And he makes everything work out according to his plan. Selfs wanneer ek verkeerd kies, wanneer ek in my rooi golfie is en ek doen verkeerde goed,
dat God nog steeds na my kyk? God is so goed. Wat ek al geleer het uit my ervaring uit, is as jy saam met die Here 'n pad stap en saam met jou wandel met hom, hy is so goed. Ons weet dat Romeine 8 vers 28 sê dat ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, wat geroep is tot sy wil. Of dit nou oop deure, toe deure, planne met frustrasies is, en of dit nou net gewone keuses is, slim is, of dom is, of foute, maak nie saak nie. Dat God sal dit laat uitwerk volgens sy wil. En ons neem elke stap wat ons doen in ons lewe met geloof. Want dit weet ek ook, want as ons nie geloof het nie, dan kan ons nie God behaag nie. Soos sy woord sê, dit is onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Dis nie 'n plan of 'n padkaart met 5 punte van sukses of wat jy moet doen nie. Dis geloof. Dis om te sê, Vader, ek eerlik waar in myself weet nie of hierdie tree wat ek nou gaan maak die regte besluit is nie, Vader, maar ek vertrou U genoeg om te weet dat, Here, U sal dit laat goed uitwerk. En of dit nou 'n bietjie van 'n detour is waar ek iets moet leer, of 'n paadjie moet stap om vir iemand iets te beteken, en of U vir my 'n les wil leer, Vader, ek vertrou U. Nou toe ek, na my ervaring met die Here en my ontmoeting met hom, en met die bote, en toe ek teruggekom uit Suid-Afrika, toe moes ek groot besluite gemaak het. Daar was verandering in my lewe en ek moes goed gekies het, en ek het eendag met die Here gesels en vir die Here gesê, Vader, ek gaan alles wat U oor my pad stuur, aanpak en dit 100% doen. Here, en as dit dan uitwerk, great, dan weet ek as U wil. Maar Vader, as dit nie uitwerk nie, vertrou ek U genoeg om te weet dat U gaan my weer op die regte pad kry en op die regte plek kry. Want hoekom sal die Here met ons so ver kom van waar ons was tot waar ons nou is, deur vir ons te sê, deur een besluit, gaan hy nie om hier ons lei of by ons wees nie. Dis nie hoe God werk nie. Ons het gesê dat God is soewerein. Sy genade is vir ons genoeg, al maak ons die verkeerde keuses. Al doen ons dit herhaaldelik, of al doen ons dit selfs aspres. Ek was op 'n plek van my lewe waar ek aspres gekies het om verkeerde ding te doen. Maar nog steeds is God se liefde vir ons so groot en sy genade vir ons genoeg en so wyd dat hy altyd ons kom haal waar ons is. Jesus het gesê in Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Hy sal vir ons die volgende tree wys. Hy sal ons leer. En as ek hierdie vers lees, dan dink ek aan my en Emma wat speel by 'n klimraam. Dit maak haar ma en ouma en oupa se senuwees nogal partykeer 'n bietjie mal, maar ons staan by 'n klimraam en daar's 'n moeilike gedeelte waar sy moet opklim. En ek los haar dat sy dit self doen. Maar ek sit nie agter op 'n bankie en ek kyk hoe sy dit doen nie, ek staan by haar. My arms, ek raak nie aan haar nie, maar ek's by haar. En ek sê, sissie, sit jou voetjie hierso. Sit sy haar voetjie daarso. Okay, Emma, skuif jou hand hiernatoe, dan skuif sy haar hand. Ek is by haar. Ek leer haar. Ek onderrig haar. Ek hou my oog op haar. Want wat sou gebeur as haar voet gly? Of as hy val? Dan is ek mos daar. Dan is ek daar om haar te help. En om dit dan weer saam met haar aan te pak. Net so is dit met God wat in ons lewens ook is. Hy is by ons. Hy is langs ons. Hy is saam ons. Partykeer vra hy bietjie van ons, hoor hierso, sit jou voet bietjie daar op daai ongemaklike plek. Kom vertrou my bietjie. Wat help geloof as dit nie getoets word nie? As dit nie deur die vuur gelouter word nie? As ons nie uit ons pad uit gaan om iets te doen vir God se koninkryk en te dink, ek gaan nou baie weird wees om vir die ou te sê Jesus is lief vir jou. En dan kies ons om dit nog steeds te doen. Partykeer voel ons so op ons eie. Ons moet alles op ons eie doen. Hoe weet ek wat om te doen? Jy vertrou die een wat reeds weet. Ons vertrou die een wanneer die deure oopgaan. Ons vertrou hom wanneer die deure toeklap. Ons vertrou hom wanneer die plan werk. Ons vertrou hom wanneer die plan uitmekaar val. Ons geloof is nie in ons vermoë om die regte besluit te neem nie. Ons geloof is in 'n goeie Vader wat beloof om ons te lei. Want ons kom so vinnig op 'n plek waar dit ek is. Ek is gereeld daar. Op die ouderdom van my lewe waar ek dink aan my kinders en aan die toekoms en aan bly en ry en eet en al hierdie goed en ek sit so baie verantwoordelikheid op myself dat ek vergeet partykeer net, soos dis nie wat die Vader van ons vra nie.
Hy vra van ons, Vader, vertrou my vandag vir my daaglikse brood. Hy's by jou, hy's saam jou. Ons geloof is nie in ons vermoë om die regte besluit te neem nie. Maar ons vermoë is, ons geloof is in 'n liefdevolle Vader wat ons sal lei. Mag ons lewe lyk soos mense wat onverskrokke op hom vertrou. Dat ons sal waag vir sy koninkryk. Dat ons sal leef asof die redder van die wêreld, die skepper van hemel en aarde, die almagtige God langs ons stap, by ons is, saam met ons is, dat hy sy hande om ons hou en sê, ek sal nie laat jy val en ek sal nie laat jy struikel nie. Dis hoe hy ons lei. So ja, daar gaan oop deure wees. Daar gaan toe deure wees. Daar gaan frustrasies wees, daar gaan teenkanting wees. Dit gaan nie maklik wees nie. Gaan kyk na wat Jesus deurgegaan het. Dis wat ons kan verwag, moeilikheid, seer, slegte situasies. Maar God sê vir ons is nooit alleen nie. So as ons mekaar die vraag vra, wat ons mekaar voor die tyd gevra het, hoe weet ek wat om te doen? Hoe lei God ons? Soos ons vertrou totaal en al, 100% net op hom. Dit haal die pressure so erg van onsself af, dit gee nie ons 'n verskoning om agteroor te gaan sit en niks te doen nie. Maar dat ons sal in aksie oorgaan en sê, Vader, ek vertrou U. En Vader, ek weet, dat maak nie saak wat ek doen nie. Dat U is by my. U is lief vir my. En U sal my kry op 'n plek waar ek moet wees, al maak ek die verkeerde besluit. Ek bid vir jou dat jy regtig berusting daarin sal vind, dat God by jou is. Dat hy saam met jou is. Ons is in 'n tyd wat goed mens kan nie weet wat hoe môre gaan lyk nie. Ons kan nie weet wat volgende maand gaan gebeur nie. Ons sal mal word as ons daar dink. Kom by 'n plek waar jy meer tyd saam met hom spandeer en meer vertroue op hom het, as wat ons die nuus lees en kommentaar leer op dit wat aangaan. Ons dien 'n liefdevolle Vader, wat lief is vir ons, wat saam met ons stap. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Vader, dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om 100% op U te kan vertrou. Dankie dat U ons lei met oop deure, toe deure, planne wat vol frustrasie is, Vader, maar dat U ons ook die vryheid gee en die leiding onder die Gees om alledaagse besluite te maak. Ek bid vir elke liewe persoon wat hier is vanoggend, elke persoon wat hierdie diens gaan kyk na die tyd, Vader, dat ons net sal bemoedig word deur die wete en die herinnering, Vader, dat U by ons is. Soos 'n liefdevolle Vader om ontferm oor sy kinders, so is U by ons, Vader. Al kies ons verkeerd, al maak ons foute, al is dit partykeer selfs aspres, Vader, wil ek vra dat U met ons sal wees, dat ons so afhanklik op U sal leef, dat ons lewe sal getuig van die goedheid, die krag en die liefde. Dankie vir wie U is, Vader. Ons loof en ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Julle kan staan en saam met ons sing, baie dankie. Working in this place, I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here,
touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Vir as jy sê baie dankie vir 'n kosbare woord. Vriende, gewoonlik is ons so erg oor die tyd want die kinderkerk moet klaarmaak. Ons gaan nou klaarmaak, maar daar's een ding wat die Gees op my hart druk. 'n Gebed vir almal wat by 'n plek is wat 'n besluit moet maak, wat onseker is. So ek het Loriaan gevra, dis Gert se vrou vir die wat haar nie ken nie, dat sy so in 'n slotgebed vir jou sal bid. Jy kan nou baie braaf wees en vorentoe stap en hier voorkom staan as jy wil, of jy kan net jou hand opsteek om in hierdie gebed ingesluit te word. Ek het die Here so nodig vir die pad vorentoe. Daar's baie tye wat ek nie weet wat om te doen nie. Ek's nou daar. Maar God weet. En ek het sy leiding en ek het sy raad so nodig. En vanmôre terwyl ek na hierdie woord luister en ek dink aan ons omgee groep oor hoe God net so getrou is en kom praat. So as jy in hierdie gebed wil ingesluit wees, kan jy net jou hand opsteek of jy kan hier voorkom staan. En Loriaan gaan vir ons, asseblief Loriaan, baie dankie. Sy gaan vir ons bid. God se Gees ons lei en dan van daar af verdaag ons sommer. Baie dankie. Dankie Hugo. Erastus, baie dankie vir jou woord. Ek kan nie vir jou sê, ek sit daar en dan elke keer voel dit vir my, ek kan seker klein bolle makkiesies maak. Want vandag is daar so, dit asof ons moes hier wees. Die Here het 'n afspraak en dis presies wat jy sê. Jy weet, ons kry 'n uitnodiging dat Gert die musiek vanoggend moet kom doen en dan dink ek, ja, ek sien so uit om almal te sien, so lank lank gesien. En dan besef ek net opnuut, ek sit daar in my stoel en die Here seën my vanoggend met hierdie woord wat ek nodig gehad het om te hoor. So al die eer aan hom.
Kom ons staan en maak ons toe ons oë. Asseblief neem vrymoedigheid. Ek is net Loriaan. Ek is 'n uitgetrede onderwyseres. Ek is passievol oor die bediening en oor kinders en die Here gebruik my met my stem, maar meestal net as mamma en as gehoorsaam aan sy woord. Maar kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, hoe kosbaar is dit vandag om te kan stil word. Here, terwyl daar buitekant so lekker reën, wil ons heel eerstens vir U dankie sê daarvoor. Dankie dat U na die natuur kyk, maar dankie dat U na ons kyk. Dankie Here vir die woord wat vandag uitgegaan het en ek bid en ek vra in Jesus naam vir elke persoon wat hier voor my staan. Here, of hulle nog lekker jonk is en huppel in die stap het, ons kinders. Here, of hulle dalk bietjie meer ouer is, Vader, en Here, jare, meer kilometers op hulle lywe het, vra ek in Jesus naam dat ons op hierdie oomblik die voorreg het om te kan stil word en te kan dankie sê, Here, dat ons aan die God wat die hemel en die aarde gemaak het, dat U wat so getrou is in dit wat U doen, dat dit soms nie weet wanneer ons op hierdie seiljag is en ons het hierdie roete en ons het hierdie kaart en 'n kompas en ons weet presies waarheen ons op pad, maar ons vergeet van die stormwinde wat oor ons pad gaan kom en my seiljag gaan stuur in 'n rigting, Here, wat ek nie voor gevra het nie, of wat ek selfs nie eers seker is, hoekom ek dalk eers moet anker gooi nie. En dankie Here dat ek elke persoon in hierdie gemeente, in hierdie kerkgebou, en ons wat hier op die verhoog staan en U kan opdra, en kan sê dankie. Dankie dat U op hierdie oomblik vir ons wys, dat U is 'n liefdevolle Vader, U hou ons vas in die holte van die hand, en daar sal absoluut niks, maar niks met ons gebeur, as dit nie in U plan en U wil is nie. Ek bid vir Harmonie gemeente. Here, hulle is so kosbaar en na in my hart. En ek vra in Jesus naam, Here, dat die sluise van die hemel sal oopgaan, soos wat daar buite reën, Here, en dat U vir Hugo en vir Rita verder sal seën met presies planne en dit wat hulle beplan in Harmonie, dat U presies daardie planne sal kom seën, ver meer as wat ons sal kan dink of droom, volgens Efesiërs 3 vers 20. En ek dank U, Here, dat ons hierdie diens in U naam kan afsluit met die wete dat U is in beheer. Ons loof U en ons prys U naam. Ek dank U dat ek ook vandag kan bid vir genesing en waar daar nuwe seisoene is of ou seisoene is, Here, dat ons die verlede sal agterlaat, maar dat ons ook in hierdie oomblik sal kan kom, Vader, en in die toekoms kan inbid en kan insien deur die geloof van Jesus Christus vir dit wat hy vir ons bewerkstellig het aan die kruis. Here, seën ons op die pad, seën ons waar ons huis toe gaan en ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Dankie, Loriaan.